Dit was my passie. Toe hier ons by my skoonsussie grond en ons hier 100 koeie by haar. Maar dis sommer sulke Afrikaners en Brahmane, dit was mixed cattle. Jy weet, dit was nou regtig daai. Maar toe besê ek vir Johan, ja, jy weet ons moet net, my pa het altyd gesê, jy sit nie 'n mangrel op 'n mangrel nie, jy sit 'n suiwer ding op 'n mangrel. Dan gaan jy 'n goeie kalf teel. Toe het ons besluit op ons maras, want die genepool is groot genoeg om oral bulle te kan kry. En toe het ons begin bosmara bulle gebruik op die kruiskoeie, maar ons het elke jaar dragtigheid gedoen. So die Afrikaners was eerste uit. Die Brahman koeie het lank gebly, regtig lank, maar toe hulle moes nou baie mooi kruiskoei en my skoonpa het byvoorbeeld Angus bulle ook gebruik. Toe het ons begin bosmara koeie inkoop, omdat ons nou baie Afrikaners en so dat uitgaan het. En toe het ons by Stoep ouens gekoop op Vryburg en Kit Thompsons, by hom het ons gekoop en by Frikkie Kreer. En dan het ons by Tokkie Erasmus, hy is in 'n vliegongeluk dood, maar toe sy hele kudde is verkoop. Het ons sy kudde gekoop. So ek het die papiere gehad, maar ek wou nie stoet nie, want die ekman is baie. Toe het ek 'n paar billetjies altyd van die stoetkoeie groot gemaak, ons moes nou stoetbulle ook gebruik by die stoetkoeie. Dan het ek vir my vir die kommersiële koeie 'n paar billetjies gehou. Hulle goed deur 'n groeitoets geset. Ray Butler was die ou wat my gehelp het. Dan het ek hulle nou geweeg en al die regte goed gedoen, want hy het nou presies geweet hoe dit werk. En dan die beste billetjies gehou en by die kommersiële koeie gebring. So ek het net stoetbulle gekoop vir my stoetkoeie, die 50 stoetkoeie wat daar was. Toe sê Frikkie nou vir my, ja, maar jy doen in elk geval alles. Jy weeg net nie jou kallertjies nie. Wil jy nie maar 'n stoet begin nie? So in 2002 toe kom hulle nou toe het ons nou die koeie aangebied. Toe keer hulle 550 koeie en toe het ons begin met die stoet. En van daar af het ek my net geloop. Maar toe het die Puna ding my geteken, want daar was Puna koeie al van die Angusse wat toe nou saam gekom het. So toe het ek net aan mekaar die poenatjies opgeskryf. So het ek hulle maar altyd teruggehou. En as jy op 'n veiling kom en jy sien iets wat vir jou lyk of hy het maar bietjie skurs of hy bietjie long, dan het jy daai bil gekoop. Dit was baie min. Jy het nie baie poenas gekry nie. Dit was regtig moeilik. Ek dink Shaal Eys was die enigste ander stoetteler wat geken het. En toe nou later Daan Viljoen van Bethlehem, wat nou 'n groot poenateler is. Iets wat ek nie sal prysgee nie, is my poenas. Ek is regtig so passievol oor die poena diere wat ons steel. Maar ek gaan definitief nie weer met horingbeeste boer nie. Nooit weer nie. Dit is baie lekker om die horings te brand en daai pyn en lyding vir hulle deur te sit nie. Passie. Jy moet passie hê vir dit wat jy doen. En dan gaan jy definitief 'n sukses maak daarvan.